In een van die moeilikste en swaarste tye van my lewe, wat in die laaste 2 jaar plaasgevind het, in terme van bediening, in terme van kerk, in terme van my eie persoonlike lewe, en dinge wat ek en Nadia deurgegaan het, kan ek onthou dat daar 'n tyd was wat vir my so moeilik was, en elke keer as ek met iemand gepraat het, dan wend ek net oor hoe moeilik hierdie vir my is, en hoe sleg dit vir my is, en hoe ek nie deur hierdie vuuroond kom, en hoe dit vir my voel, ek kom nou net uit 'n vuuroond uit, en dan gaan ek so, is klaar met daai en dan gaan die volgende vuuroond se deur voor my oop, dan stap ek net weer in die volgende een, en dit het aangehou vir 15 maande aan een, en dit het nooit gestop, en ek kon nie meer nie, ek was so moeg geweest, ek wou net opgee, ingee, klaarmaak met ministry, ek is klaar met die wêreld, ek wil nie met mense meer nie, ek wil net aangaan my eie lewe, en ek sit eendag by 'n vriend, en ek wend, ek pak my hart uit, en terwyl ek wend, ergens stop hy my en hy sê vir my, ek het 'n vraag vir jou, laat al hierdie goeters jou soos Jesus lyk. En toe het vir my vra, toe besef ek, alles wat ek nou net deurgegaan het stukkies van Picard afgebreek en het afgesterf, en meer van Jesus in my het lewendig geraak. Meer humility begin kry, meer begin accountability vat, meer begin jammer sê, vergifnis vra, regmaak waar ek verkeerd gehad het, wysheid opgedoen, na myself begin werk, genees in areas waar ek nie geweet het ek eers genesing nodig het nie. Alles wat daai proses gebring het, so sleg soos wat dit vir my was, het dit iets in my uitgebring, dit het my meer soos Jesus laat lyk. En ek wil vandag vir jou vra, die dinge waartoe jy gaan, en die dinge wat jy doen, laat dit jou meer soos Jesus lyk. En as dit doen, wees dankbaar vir dit. Embrace elke oomblik. Embrace elke oomblik. Ek weet dit is baie moeilik wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer ons deur 'n trial gaan, maar in daai trial gaan jy so, Here, jy's besig om my te purify. Here, dankie dat U vir my wys, hoe manifesteer ek die vrug van die Gees in hierdie seisoen? Hoe leer ek en groei ek om meer soos Jesus te wees wanneer dit hier hofstraak? Is maklik om jou hande op te steek en happy te wees wanneer dit goed gaan met jou. Dis wanneer dit moeilik is, wanneer ek en jy gevorm raak en gepurify. Die Bybel sê in Romeine 5 sê dat trials teaches perseverance, it builds character and it gives hope, and hope never disappoints because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, het leer dit ons uithou vermoë, bou ons karakter, en dit gee ons hoop, en hoop stel nooit te leer nie. Moeilike tye is nie daar om dinge vir ons moeilik te maak nie. Dis om my en jou meer soos Jesus te laat lyk. Ek en jy het een doel, is die beeld van Christus op ons lewe. Vader, ek dank in die naam van Jesus, dat ons deur trials kan gaan. Dankie dat ons kan rejoice. Paulus sê rejoice wanneer ons deur hierdie goeters gaan. Ons kan verbly in dit, is moeilik, Here, maar ons kan rejoice in dit, omdat hierdie trial spesifiek daar is, om te toets of ons geloof waaragtig is, en om ons te vorm, ons uithou vermoë te leer, ons karakter te bou, Here, en hoop vir ons te gee wat nooit teleurstel nie. En ek dank U daarvoor vandag, in Jesus se naam, dat wanneer ons deur trials gaan, Here, dat U ons sal wys en leer hoe dit lyk om soos U deur so iets te beweeg. In die naam van Jesus bid ek dit.